Goeiemorgen broers en susters. Soos u weet is vandag Kersfees en as u vanmiddag dubbele porsies gemmen en tong gaan eet en as u beskep die tryfel gaan hê, dan ons ook 'n dubbele porsie diens van die woord vandag. So vanoggend is die eerste porsie en later is die tweede porsie wat ek met die ander week. Maar wat mens sal weet, my eerste porsie is op 'n keer groot, so ek gaan my inhoud vanoggend. Our theme is the prophecy and Mary, the prophecy in Maria, justice and peace, gerechtigheid en vrede. The Cambridge Dictionary describes prophecy as a statement or the ability to say about what is going to happen in the future. Similarly, yet distinctively, Bible commentaries consider prophecies as a divinely ordained message of God, from God, through prophets and through angels, unto humanity. It does not only say what is going to happen in the future, but what is already at work in the present, in the here and now. Many times, however, these prophecies are met with fear, with doubt, and with questions. When the angel of the Lord conveys the Lord's message unto Mary, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. The Bible says of Mary's response, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be, asking, how will this be since I am a virgin? The message of the Lord, the prediction of present and future events, does not align with Mary's immediate reality. Die profesie strook nie met haar realiteit en die werklikheid van haar lewe. Die broers en susters vandag met hierdie boodskap van Kersfees dat die heerskappy rus op sy skouers, as ons dan om ons kyk, strook dit dalk nie met ons realiteit nie. As die Here die beliggaaming is van hoop, vreugde, vrede en liefde, dan kyk ons om ons waar is die hoop, vreugde, die vrede en die liefde. Maar met tyd, soos Maria self aan God gewillig stel, bewys God sy trou aan haar en aan die wêreld, soos die profesie tot vervulling kom. En die profesie kom nie tot vervulling in 'n radikale transformasie in die wêreld of 'n radikale omkering in die wêreld nie. Maar die transformasie, die verandering wat teweeggebring word, kom deur mense se harte wie aangeraak word en tot God keer. Mense wat se harte aangeraak word en tot redding verskyn van Maria en Josef in hulle weerlose toestand. Sy begin deur te sê, I have no husband, I am a virgin. Yet in the moment, Joseph steps up en hy neem die kindjie Jesus aan as sy eie. Die Here keer tot sy hart om uit te red na hierdie kind Jesus. Wyse manne van ver bring hulde aan die kindjie Jesus in 'n krib en hulle bring geskenke waardig aan 'n koning. Elizabeth bevestig aan Maria dat Maria geseën sal wees onder die vroue, want sy baar die Messias. Herders van Bethlehem verkondig die tyding dat hierdie kindjie Jesus, hierdie kindjie is die Messias, die koning van die Jode, en nie, soos die wyse manne ook, en nie Herodes nie. Deur eenvoudige mense op 'n pad te stuur, word die profesie gestand gehou. Deur eenvoudige mense op 'n pad gestuur, kom die profesie tot vervulling deur mense wie se harte aangeraak word deur die geboorte van die kindjie Jesus, nie alleen in die wêreld nie, maar ook in hulle harte. Die geboorte van die kindjie Jesus in die wêreld, maar ook in die harte van mense transformeer die wêreld stukkie vir stukkie. Suster, basis nie, stukkie vir stukkie, happie vir happie, jaartjie na jaartjie. In so 'n wyse dat hulle nee sê vir die liefdeloosheid en ongeregtigheid van die wêreld, maar ja sê en hulle beywer vir die diens van God, 'n diens, 'n koninkryk van liefde, van geregtigheid, van genade, waarin elkeen welkom is
of jy 'n skaapwagter is, of jy 'n herder is, of jy 'n wyse man is, of jy net by die inwerk en hierdie twee ouers ontvang. So is daar ruimte in die koninkryk van God vir een en elkeen van ons. So kom die profesie tot vervulling. En dit bevestig aan Maria dat God reeds aktief is in die wêreld. Al lyk dit nie vir haar asof haar realiteit strook met die profesie nie, is God reeds aktief betrokke in haar wêreld. Broers en susters, as dit nie lyk die realiteit van ons land strook met die liefde en geregtigheid van God, die vrede van God nie, God is reeds betrokke in ons wêreld. Daarom, hoe kan Maria dan nie al hierdie dinge bewaar in haar hart nie? How can she not sing a song of praise when she knows that the Lord is present in her life? How can she not sing a song of praise when she knows that the Lord is actively involved in her life and the prophecy is in fulfillment? Dear beloved, in our world filled with wars, hate, injustice and lovelessness, where the physical birthplace of the Messiah lies in ruins, and still so many people long and cry out for justice and peace of God to manifest in their lives, and where we long for radical transformation of the world, we are reminded today that God is already at work in our world through people whose hearts are turned to the Lord. How can we not sing a song of praise? How can we not treasure all these things in our hearts? Liewe broers en susters, Dinsdagoggend is 'n delegasie van ons, myself, Suster Bernadette, Suster Sina, Suster Lala en broer Donovan hier deur Tilburg toe. En ek sal nie verklap wat die dames met my gesels het in die kar nie. Ons het gegaan om geskenke, die omgee geskenke te gaan oorhandig aan die kinders wie nie uitgeplaas is na hulle ouers hierdie vakansie, om aan hulle te wys, ons bewys liefde aan hulle. Broers en susters, toe ons daar kom, toe lei hulle vir ons in sang, toe lei hulle vir ons in koortjies, toe omhels hulle vir ons met soveel liefde, met soveel genade. My rug was seer van kentjies in die lig van die koortjies. Maar die glimlaggies op hulle gesigte het vir ons weer geïnspireer. Hoe kan ons dan nie al hierdie dinge bewaar in ons hart nie? How can we not sing a song of praise today with this Christmas? Liewe gemeente, as jy vandag aansit aan tafel, maak jy histories deel waar die Here aktief in u lewe die jaar en self van tevore bewerk het. Maak jy histories deel wat vir u na in die hart lê, die dinge wat u koester, en maak jy dink aan hulle wie steeds verlang na die liefde, geregtigheid en vrede van God, dat ons sal bid, dat die harte van gehardende mense verander sal word en na God toe sal keer. May we say the stories of Christmas, and may we sing a song of praise. How can we not sing a song of praise when the Lord fulfills His promises unto us? Amen. Amen.